Môre, hoe gaan dit by julle? Was weer 'n nuwe week en 'n nuwe dag en ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en dat julle uitgerus het en reg is vir 'n nuwe week en mag julle julle kragte inspann agter die genade trein van die Here en mag julle weet dat ons op die spoor van liefde loop en dat ek en jy daarom geen tekorte as dit by die Here kom enigstens het nie. Het is lekker om weer hierdie nuwe week saam met julle te leef, saam met julle te beweeg en saam met julle so ietsie te deel in die Here se woord elke môre. Mag dit julle gees vernuwe en mag dit julle vermurwe en sterk maak en krag gee om elke dag weer aan te gaan. En daarom gaan ek vanmôre ook begin uit Romeine hoofstuk 8. Ek lees vir julle vers 9. Dis nogal 'n baie dringende vers hierdie. Paulus sê, as iemand die gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan Christus nie. Sure, nee? As jy die gees van Christus nie het nie, dan behoort jy nie aan Christus nie, nee. Nou weet julle, dit laat my vanoggend net so dink aan ons ou wêreld. Ons sonde, verskeurde wêreld is uiters moeg en almal is verward. En dit lyk vir baie mense asof hierdie mensdom van ons 'n algehele morele geestelike laagtepunt bereik het. En mense weet ook nie meer waarom hulle inspirasie te gaan soek nie, hulle weet nie waarom leiding te gaan vind nie. En daar weet julle, ten spyte daarvan is daar tog nog in hierdie wêreld baie toegewyde, baie entoesiastiese Christelike mense, wat probeer om die etiek van die Christelike lewe en die ethos van Christenwees toe te pas, en dit op 'n onchristelike samelewing te doen. En baie keer wonder 'n ou, maar hoekom is dit dan so moeilik om dit reg te kry? Hoekom is mense so traag om te regenereer? Hoekom is hulle so traag om te reageer op die lig en die boodskap van Christus? En weet julle, dit is eenvoudig maar net die waarheid, dat dit eintlik onmoontlik is om 'n praktiese, effektiewe lewe te gaan leef sonder dat die gees van Jesus in jou hart is, sonder dat dit in jou lewe teenwoordig is. As jy die gemeenskap doeltreffend wil gaan dien en binne in 'n afbreekende atmosfeer, as jy dit wil gaan omdraai en jy wil opbouend gaan wees, kan jy dit net doen as jy met die gees vervul is. As almal wat net deur een of ander wonderwerk in hierdie wêreld, as almal net op een slag vervul sou word met die gees, dan sou alle rasse en maatskaplike en politieke probleme sou oornag opgelos kon wees. Want die gees van God sou die hele gemeenskap nuut maak. En haat en misverstand en leuns en al hierdie ander forme van negatiewe gesindhede sou onmiddellik verdwyn. En die liefde van Jesus sou dan geopenbaar word. En daarom moet ek en jy elke dag bid dat die gawe van die Heilige Gees moet kom. En ek en jy moet hierdie gawe van God met blydskap en dankbaarheid aanvaar. En ons moet sorg dat die volheid van daardie openbaring van die Gees in jou en my lewe moet sigbaar word. En dan sal ek en jy vind dat die Gees elke gebied van ons lewens vernuwe. En daarom is dit onmoontlik om sonder die Gees te gaan. Veral hierdie week, hierdie dag, jy kan nie een tree gee sonder dat die Gees van Christus jou nie lei nie. En daarom moet ek en jy elke dag daarvoor bid. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O dierbare Heilige Gees, kom in my lewe in en kom maak my nuut dat ek die suiwer lig van Jesus se liefde kan gaan weerkaats. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Dan praat ons môre weer. Totsiens.